Karoo toe, dag 2. Vroegoggend staan ek op en maak al die deure en venster oop, sodat die vars oggendlug deur die huis kan spoel. Dis soos my pa destyds gemaak het, toe dit nog veilig was. Hier voel dit soos destyds, ver afgeleë en veilig. Ek gaan lê weer 'n bietjie en raak so waar weer aan die slaap met die vars oggendliggie wat oor ons waai. So by 8:00 se kant staan ek op en gaan maak koffie met beskuit. Ek het nie tyd gehad om beskuit te bak nie. Die gekoopte beskuit sou definitief nie 'n prys by die VLV-kompetisie gekry het nie. Ons eet egter maar, want wat is 'n oggendkoffie sonder beskuit? Toe raak dit 'n lui, lekker oggend. Ek lees my boek. Dan lê ek op die bed en dan sit ek in die sitkamer. Louis is besig met sy eie dingetjies. Later gaan sny hy vir ons van spek en wat lemoen. Ons besluit dan om die vorige aand se oorskietwors en 'n halwe braaibroodjie brunch te maak. Toe ek nou hier rondom 11:00 die brunch wil maak, is Louis nou lus vir tee en koekies. Nou wanneer jy met vakansie is, kan mens seker maar grootendeels maak soos jy wil. Dus maak ek vir myself brunch en Louis eet sy koekies saam met die tee. Hy maak toe later sy eie brunch, wat toe al eintlik so halwe late lunch is. Hier is 'n plaasdam, sement. Later het Louis die sluik gaan afskep. Hy sien toe dat die trappie wat aan die binnekant van die dam is, sy laaste sport is baie laag en mens sal moet moeilik uitkom as jy eers in is. 'n Boer maak 'n plan. Ek help en met 'n stuk ronde ysterpyp en draad bring hy nog 'n sport aan, sodat ons makliker kan uitklim. Die een ding lei tot die ander. Die klein suurlemoenboompie en Liquid Amber veg vir oorlewing. Louis omring hulle met draad en maak 'n netjiese dammetjie, sodat die water nie wegloop as daar water gegee word nie. Ek het organiese seewierkunsmis saamgebring en elke boompie kry sy dosis. Hier is 2 perde en ek gaan haal so 'n halwe emmer perdemis, pak dit om die boompies en gee hulle goed water. Die oorige perdemis vat ek vir die wingerdloot wat ook effe sukkel om ordentlik kop op te lig. Nou was dit reeds 6:30 en ons besluit, dis die regte tyd vir swem. Wanneer laas het jy in 'n plaasdam geswem? Die sluik onder op die bodem is effe grillerig, maar met die swem kom dit los en maak die bodem skoon. So die sluik dryf bo en so skep ek en Louis af en ons gooi uit. Ek kan nie staan nie en swem net op een plek. Lekker oefening vir die arms en die bene. Hier is 'n buitestort. Heerlik gaan stort ons 2 en skrap mekaar se rug met suiker. Die beste skrap wat ons hier kon vind. Nou ja, nou is ons reg om die skemeraand aan te pak. Ek maak gou eie en butternut in die pan en in Louis se geliefkoeste braaibroodjie. Hy sny die hoender oop en ek geur die plathoender. Ek maak dit so effe gaar in die pan, sodat die braaityd nou nie so lank is nie. 'n Bier sou nou net die regte ding wees. Maar ek wil eers kombucha drink wat ek gemaak en saamgebring het. Net daar sien Louis die gemmerbier wat ek ook gemaak en saamgebring het en drink sommer 'n hele bottel uit. Nog my ma se resep. Lank sit ons 2 by die vuur en gesels oor ou dinge en nuwe dinge. En toe die kole reg is, gaan lê ek weer op my groen stoepbank en gesels met die 3 konings wat vir my deur die takke loer. 'n Wonderlike, genoeglike, genadige dag. En met vrede in ons harte gaan ons slaap.